Daar's hy, nou is ons reg. Nou is ons gekeer, ons is reg vir hierdie ding. Goeiemôre van my kant af. Dis vir my en my vrou weer eens so lekker om vanoggend hierso by julle te kan kom kuier. En ek is regtig so opgewonde oor dit wat die Here vanoggend vir elkeen van julle gaan openbaar. En ek wil regtig hê dat ons God vanoggend spesifiek moet, kom ons vertrou hom daarvoor. Kom ons vertrou hom vir dit wat hy aan elkeen van ons vanoggend gaan openbaar. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend na U toe, Here, net met blymoedige harte, Here. Dankie dat ons hier in U huis kan vergader. Dankie dat ons hierso kan kom en 'n boodskap kan kry, Here, dat ons onsself hier vir U kan gee. Here, dat ons op U kan vertrou, dat ons na U toe kan hardloop, Here, wanneer dinge moeilik raak. Dankie, Here, dat U ons elkeen hier vandag het en dat U ons gaan gebruik, ons ook kan gebruik daar buite in U koninkryk om uit te gaan en 'n boodskap te kan gaan lewer, Vader. Ag Vader, ons bid ook vir elke persoon wat dalk hier sit vandag met nie so blymoedige hart nie, Here, wat 'n swaar las dra. Ons bid dat U spesiaal hulle sal bederf vandag met U teenwoordigheid en met U liefde en met U sagte hart. Ons loof en prys U naam daarvoor. Amen. So ja, vanoggend wil ek vir julle die vraag vra. Ek dink ons elkeen het al gesê, maar wat gaan ek hier uitkry? In my lewe, ek het dit al baie keer gevra. Is ons mense nie baie keer ook so van, dis daai tit for tat. Maar as ek dit doen, wil ek dit hê, of ek wil dit uitkry. Ons vergeet baie keer ook dat, ons doen hierdie uit die liefde van 'n saak uit, nê. Ons doen hierdie nie vir eie gewin nie, ons vergeet dit baie keer. Ons sê baie keer vir onsself, maar ek sal harder werk, ek sal meer ure insit, maar ek wil weet, wat kry ek hier uit? Ons dink baie keer, maar ek wil meer geld hê. Of ek soek 'n status, ek soek 'n hoër posisie, ek soek aansien. Ek besluit om, kom op 'n stadium in jou lewe, ek besluit om 'n bietjie meer aandag te gee aan mense in nood. Maar ek wil dit versprei, ek wil hê mense moet weet daarvan. Wat kry ek hier uit? Of hier's 'n ander een ook, wat ons selfs by ons kerk baie keer beleef, is, ek gaan vrywillig iewers help. Ek gaan 'n pannekoek bak, of ek gaan 'n ding doen nie, of ek gaan 'n ding doen daar. Maar, ek hoop daar's 'n ou gratis hotdog, of dalk kry ek selfs 'n ou pannekoekie uit hierdie deal uit. Ek dink dit is iets waarmee ons baie keer mee sukkel, nê, is, wat kry ek hier uit? Nou so 'n bietjie nuus uit ons eie gemeente uit, is ons is geseën deur die Here, om ons kinderkerk bietjie weer op te jazz. En ons het 'n ark so gebou voor ons kinderkerk, voor waar die ingang ingaan. En dan is daar 'n lang gang met klaskamers. En ons is besig om die hele gang in 'n ark te ontwikkel. So as jy inkom, dan lyk dit soos 'n ark, en dan gaan foto's wees van diere en so aan. Nou, as jy nou ooit in jou lewe gedink het, jy het baie hout gesien. Ek dink nie jy het nie. Dis iets verskrikliks. Dis baie hout. As ek in die aande gaan slaap, dan sien ek net hierdie houtplanke voor my. En ek is eerlik met julle, dat dit is so, terwyl ek nou daar op 'n scaffold staan en ek boor, en is nou al na 6 in die aand, dan begin ek te dink, maar dit raak nou nogal, dit is nou 'n bietjie lang ure, en ek is weg van my gesin af. Ek wonder, wat gaan ek hier uitkry? Ek hoop ons kry dalk ook so 1 of 2 dae af, vir al hierdie harde werk wat ons insit. En terwyl ek so staan en dink, en daar op my eie is, en ek weet nie hoeveelste 500ste skroef wat ek indraai, word ek dadelik gekonfronteer met God wat vir my sê, maar Johan, hoe moes Noag gevoel het toe hy dit gebou het? Noag het, hulle sê tussen 50 en 100 jaar gevat, so ons sê maar so 75 jaar gevat om die ark te bou.
Nou, dis 'n leeftyd. Ek bedoel 75 is omtrent 'n leeftyd wat hy gevat het om die ark te bou. En alhoewel Noag hierdie absolute duidelike opdrag van God gekry het en hy hom ten volle vertrou het hiermee, hoe moes hy voel? Elke dag wat mense vir hom lag, ek weet nie van julle wie al daai fliek Noah gekyk het nie, mense wat hom gespot het, vir hom gesê het, jy's mal, wat maak jy? Wat doen jy? Jy is nie lekker nie. En hy het ten volle op God vertrou om hierdie ark te bou. Dink net wat se deursettingsvermoë moes Noag gehad het. Wat se absolute vertroue moes hy gehad het in God. Nou kyk, ek dink is definitief anders in daai tyd. Ek bedoel, vandag het ons enige moontlike power tool wat jy het om met hout te werk. Daai tyd, wat het hy gehad? En wie het hy gehad wat hom gehelp het? En ja, die van julle wat my nou nog nie so goed ken nie. Kyk, ek is nou nogal iemand wat as iemand vir my sê, yes, ek dink nie daai is moontlik nie. Ek dink nie jy kan dit doen nie, of ek dink nie jy kan daai doen nie. Dan is ek nou nogal iemand wat nogal sal uitgaan en seker maak, ek bewys jou dalk verkeerd, maar ja, ek het so 'n bietjie gegroei deur die jare, het ek my vroutjie, het ek. Ek het almal so 'n bietjie gegroei in hierdie afdeling. Nou ek is nou so 8 jaar in die bediening. My lewe het eers 'n paar ander draaie gemaak voor ek in die bediening ingekom het. En ek het al 'n paar dingetjies gedoen, 'n paar werke gehad, 'n paar, wel nie besighede nie, wel, mense het maar probeer. Ek het 'n radiostasie bestuur, ek was 'n handyman gewees, ek was 'n personal trainer, ek was 'n tennisafrigter, ek was 'n lewensafrigter, ek was 'n hoenderboer, ek was 'n entrepreneur in die jagbedryf, ek het 'n stand gebou. Ek was 'n bakker gewees, ek is nou nog steeds 'n bakker, my produkte is te koop nie, ek spot somme. Maar ja, ek het 'n paar dingetjies, en so het ons elkeen ook al baie dinge in ons lewe gedoen. Maar ek is nie hier om nou te spog daaroor nie. Ek moet eerlikwaar vir julle sê, soos wat ons preke uitwerk, dan word ons predikante ook maar oor die vingers getik en uitgewys op goed wat ons verkeerd gedoen het. En ek het besef en moet daaroor gaan dink, maar waar was God ook in alles wat ek aangevang het en wat ek gedoen het? Hoe het ek God vertrou in alles wat ek al aangepak het in my lewe? En ja, ek is eerlik met julle, dat God was nie altyd eerste gewees nie. God was daar. En ek het gebid, en God het my geseën en so aan, maar ek, Erwan Burger, was maar baie keer op my eie, ek het maar my eie kop gevolg, maar ek kan hierdie doen. En ek was maar altyd ook daar om te dink, ja, maar hoeveel geld gaan ek maak uit hierdie uit? Wat 'n sukses gaan ek behaal? Ek het al klaar die prentjie vooruit gesien, ek het al klaar gesien hoeveel batterye het ek vir hierdie hoenderboerdery, en dan het ek nou nog nie eens 100 kykentjies nie. Ek het altyd vooruit gekyk, en ek het God min vertrou in daai opsigte. En so, ja, konfronteer die Here 'n mens. Het jy al daai fout gemaak? En ja, soos julle gehoor het, ek self het hom ook gemaak. Nou ja, ek wil net sê dat, ja, hoor my mooi vandag, is dat, ja, ek sê nie mens moet nie goed aanpak nie, en jy moet nou net rustig raak nie. God het vir ons gawes en talente gegee, wat hy as 'n geskenk, wat ons moet gebruik. Maar die vraag is, gebruik jy hierdie gawes en talente net vir jou eie gewin, of net vir jou gesin se gewin, of gebruik jy hierdie talente werklik waar vir die verheerliking en die grootmaak van sy koninkryk? En dit is so, ons moet leef, en ons moet oorleef ook, dit is so. Maar waarop skyn jy die lig? Waarop sit jy die lig? Sit jy die lig op jouself, of sit jy dit op God? Nou die dae is daar, verseker, wat jy nie iets gaan terugkry nie. Dit is so dat jy gaan nie iets terugkry nie. Jy gaan dalk nie daai promosie kry
waarvoor jy soveel gehoop het en soveel inspanning ingesit het nie. Jy gaan nie die status kry nie, gaan ook dalk nie die erkenning kry nie. Selfs die verwagting wat jy ook gehad het, gaan 10-1 ook nie gebeur nie. Maar ja, God bly goed. God se plan vir ons is altyd goed. Ek het een keer, een van ons vorige leraars het altyd gesê, is it a good plan or is it a God plan? En ek dink dis wat 'n mens jou altyd maar moet afvra ook. En wat doen ons wanneer ons in daai situasie kom van, ek het nou nie uitgekry wat ek wou gehad het nie. Ons hardloop vinnig en ons gaan vinnig na iemand toe, of ons gaan na plekke toe, of ons gaan op die internet en ons sê, maar hoekom het hierdie nie uitgewerk nie? Ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoekom het hierdie nie uitgewerk nie. Moes ek meer aan daai gewerk het, moes ek meer daai gedoen het, of wat moes ek doen? En het jy al hierdie gehoor, as iemand by jou kom, en hulle sê vir jou, ag weet jy wat, vertrou net op die Here. Vertrou net op die Here, die lig sal weer skyn. Vertrou net. Die lig sal weer aankom. En vir baie mense is dit daai ding van, rol die oë, en ja, alweer, ek weet ek moet. En dis die laaste ding wat mens baie keer wil hoor. Want 'n mens wil hierdie uit jou eie gewin, en in jou eie persoonlikheid wil jy hierdie nou oplos. Jy weet nie, hoe lyk vertroue? Wat is vertroue? Niks gaan tog gebeur nie. En jy vat sake weer in jou eie hande. En is baie keer, klink dit maar net soos 'n ou trooswoordjie wat iemand vir jou deurgee. Maar dit is baie meer en groter net as dit. Ja, so ek dink ek kan julle wed vandag, dat ek hopelik vandag van julle 'n storie uit die Bybel, 'n waarheid uit die Bybel gaan vertel, van 2 vrouens, wat God so vertrou het, dat dit ver bo verwagting, hoe die reperkusies van hulle besluite gegaan het, en hoe dit so 'n massiewe storie, en groter storie van afgespeel het. En dit kom voor in Exodus 1, waar, gaan gou vir ons Exodus 1 begin lees. Exodus 1, die vermeerdering van Israel in Egipte. Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het. Elkeen met sy gesin: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Isaskar, Sebulon en Benjamin, dan Naftali, Gad en Aser. Jakob het 70 afstammelinge gehad. Josef was toe al in Egipte. Net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, dat ja, in die vroeë boeke van die Bybel was dit verskriklik belangrik, en baie belangrik vir as jy klomp afstammelinge kon gehad het, as God jou geseën het daarmee. Dit was jou rykdom gewees. Ek het 'n vorige preek gedoen oor koning Salomo, en alles van hom af is weggevat aan die einde van die dag, al sy afstammelinge, en dit was een van die grootste goed vir Salomo gewees. En in daai tyd was dit baie belangrik om jou van en jou nageslag uit te brei. Met verloop van tyd het hy en al sy broers, daardie hele geslag, gesterwe. Die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder. Hier is hulle in Egipte en hulle vermeerder. Hulle het baie geword, so baie dat die land vol was van hulle. Toe 'n nuwe koning, 'n nuwe farao, wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir die volk gesê. Nou, Josef, soos julle kan onthou of weet, hy was met die vorige koning, was hy een van die groot amptenare van die farao gewees om sy koninkryk vir hom te bestuur. Maar hier kom 'n nuwe koning in, en hy weet niks van Josef af nie. Hy weet nie van die Israeliete wat kom vrede soek het in Egipte nie, en so aan. En hy het vir die volk gesê: besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek,
Hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel, om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword, en hoe meer het hulle oor die land versprei. Hoe sterker het hulle basies geword. In so 'n mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua gesê. En hierso is dit, die twee vroue. Kort gedeeltetjies in die Bybel van hulle, maar kom ons lees verder. Die Hebreëse vroedvroue was die Israelitiese vroue. As julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan, en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom dadelik doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy lewe. Ek meen, hoe klink dit? Dit is iets verskrikliks. Ek dink as ons in hedendaags dink, as iemand so opdrag kry, om die eerstegeborene 'n seentjie dood te maak, ek bedoel, dit is waansinnig. Wat maak mens met so 'n opdrag? Hier staan, Sifra en Pua staan voor Farao, 'n koning, wat vir hulle hierdie opdrag gee, om basies moord te pleeg, om basies iemand om die lewe te maak. En ek bedoel, hoe erg is dit? Dis nog 'n baba seentjie ook nog. Ek wil onsself net gou vinnig in Sifra en Pua se skoene sit. Wat moes hulle gedink het? Wat moes hulle aangedink het met hierdie opdrag? En ek dink hulle sou gedink het, hier's nou 'n besluit om te neem. Wat moet ons doen? En ek dink aan die een kant kon hulle dink, maar okay, ja, wat gaan ons hier uitkry? As Farao nou hierdie opdrag vir ons gegee het, wat gaan ons hier uitkry? Ons gaan dalk 'n hoër inkomste kan kry. Ons gaan 'n groter aansien en status kan kry, want ons gaan so bekend wees in Egipte, dat mense gaan opkyk na ons. Want ons het gehelp om Egipte nie meer hierdie volk te maak wat bang is vir die Israeliete nie. Ja, beroemdheid en gewildheid was voor hulle oë gewees. Ja, kon nogal dalk soos 'n goeie deal klink om jouself half te verryk daardeur. Maar ons lees verder, omdat hierdie vroue die Here gedien het hulle nie gedoen wat die koning van Egipte sê het nie. Hulle het die seentjies laat bly lewe. En ek is seker dat hulle het vir God gevra, maar wat gaan ons, ek is seker hulle het nie gevra wat gaan ons hier uitkry nie, nee. Omdat hulle God gedien het, omdat hulle in God geglo het, en hulle geloof so sterk was, het hulle verby dit gekyk, want hulle het geweet, jene, ons God van liefde sal nie so iets van ons vra nie. Ons is hier om die regte ding te doen. Ons is hier om hierdie seentjies se lewens te red. En die koning het die vroue toelaat roep en vir hulle gevra, hoekom maak julle so? Ja, hoekom red julle die seentjies? Hoekom laat julle bly lewe? Nou hierdie was een van die beste dele vir my en vir my vrou gewees, van hoe slim Sifra en Pua hierdie vraag beantwoord het aan die farao. Meneer, het die vroue geantwoord, die Hebreëse vroue is baie sterk. Teen die tyd dat die kraamverpleegsters by hulle kom,
het hulle alreeds geboorte gegee. Hulle is nie so stadig om geboorte te gee soos die vroue van Egipte nie. En hier kom God en hy gee, net deurdat hulle gehoorsaam is en so vertroue het in God, gee hy vir hulle hierdie antwoord, wat hulle toe nou vir Farao gegee het, en Farao natuurlik glo dit toe. God het dit goed laat gaan, en hier is die belofte, wat God vir hierdie twee vrouens gegee het. God het dit laat goed gaan met die kraamverpleegsters. Die Israeliete het steeds al meer en al sterker geword. Omdat hierdie vroue in die Here geglo het, het hy vir hulle ook huisgesinne van hulle eie gegee. Soos ek gesê het, in daai tyd was dit was 'n baie groot geskenk wat jy kon kry. En hulle het dit gekry, net deur om gehoorsaam te wees. So hier sit Farao, sit nog steeds met 'n probleem, en deur dit wat Sifra-Mpoa gedoen het, en hy gee toe opdrag, die Farao het toe aan al sy mense opdrag gegee. Elke Israelitiese seentjie wat gebore word, moet julle in die Nylrivier verdrink. Julle kan die dogtertjies maar laat lewe. So Farao se plan toe nou nie gewerk nie, en hy gee toe vir al die mense die opdrag. So hier sit hulle weer in chaos. Maar wat het hierdie twee vrouens? Dis maar twee sinnetjies in die Bybel. Maar wat het hierdie twee vrouens gekry hieruit? En hulle was heeltemal bereid gewees om te sterf. Ek dink in daai tyd het jy nie eers, dit was nie eers 'n opsie gewees nie. As jy teen die Farao gegaan het, is jy doodgemaak. Maar hier wen hulle lewe. Hulle kry hulle lewe terug. En heeltemal terug vir die doel en die pad wat God hulle opgesit het. Nou kan jy jouself indink oor wat sulke vertroue moet wees. As God vandag na elkeen van ons toe kom en so 'n opdrag gee, ja, is jy bereid om selfs jou lewe te gee vir so 'n opdrag? En hierdie twee vrouens het vasgehou aan hierdie opdrag wat God vir hulle gegee het. Hulle het nie afgewyk daarvan nie. Hulle het geweet, maar God is ons God, en hy gaan vir ons sorg. Hy is 'n goeie God. Hy gaan mooi na ons kyk. En hier is so 'n mooi en so 'n groot gedeelte uit hulle gehoorsaamheid uit, het Moses ontstaan. Want uit hulle gehoorsaamheid uit, het die Israelitiese vroue, het hulle kinders ook bewaar en beskerm, teen Farao wat hulle wou doodmaak. En soos julle weet, Moses is gebore, en hy is deur sy ma in 'n bissiesmandjie gesit, en in die Nylrivier gesit. En Farao, een van Farao se dogters wat gaan swem het in die Nylrivier, het hierdie mandjie gesien, en toe vir haar diensmeisies gevra, om te gaan kyk, maar wat is in hierdie mandjie? En toe is dit 'n seentjie. En Farao se dogter het toe hierdie seentjie na hom toe gevat, en Farao het die opdrag gegee, dat die ma gevind word, of 'n vrou gevind word, om vir hierdie babatjie te kan sorg, want Farao se dogter kon toe nie. En hoe ironies is dit, dat Moses se eie ma toe gevind is, om na hierdie babatjie te kyk, en Moses basies groot te maak. En wie was Moses? Net uit twee vrouens se gehoorsaamheid uit, gewone vrouens se gehoorsaamheid uit, word Moses die leier wat die Israeliete uit Egipte uit vir 40 jaar uitgelei het, wat hulle nader aan die beloofde land gebring het. Nou ja, kom ons raak net gou so vinnig, ons bring net gou vinnig bietjie alles hierso by mekaar, is dat die Israeliete, ja, hulle vlug na Egipte toe, om vir 'n beter lewe. Hier het hulle 'n beter lewe, toe nie 'n beter lewe nie. Farao wil hulle uitroei, hulle is in slawerny, is absolute chaos in Egipte.
Hier kom 2 vrouens, gewone vrouens, maak die besluit uit gehoorsaamheid uit, om die seentjies te beskerm, en uit dit uit, word een van die grootste ikone in die Bybel gebore, namens Moses. En Moses lei die Israeliete weer uit Egipte uit, na vrede toe, en nader aan die beloofde land. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink dit is beter as 'n fliek hierdie. En dis net God wat sulke wonderwerke kan laat plaasvind. Nou ja, vandag, hoe voel jou hart? Dit is alles mooi en is alles reg en is alles, ja, dit is alles mooi. Maar hoe lyk dit realisties vir ons in vandag se lewe? Voel jy dalk vandag dat, met al die inspanning wat jy by jou werk insit, is daar net nie iets wat vir jou deurkom nie? Voel jy dat jou verhoudings nie mooi uitwerk nie? Hoe voel jy dat die inspanning en die dissipline en die dinge wat jy aan jou kinders leer net nie wil uitwerk nie? Veral met tieners, nee. Dis nou nogal 'n enetjie daai vir ons self ook. Of jou finansies selfs. Of jou Bybelstudie. Voel jy doen Bybelstudie elke oggend, elke aand, wanneer ook al, bid in die ceiling vas, niks wil net uitwerk nie, jou inspanning wil net nie uitwerk nie. Jy sukkel om te vertrou, jy voel leeg. En nou vandag is ek een van daai mense wat vir jou sê, maar vertrou net op God. Maar hoe lyk dit, julle? Hoe lyk dit prakties? Hoe lyk vertroue prakties? En ek het weer vir ons 'n prop hier gekry, en ons het hom getoets, hy werk daarom. En so, hoe lyk vertroue prakties? Nou hierdie lampie het 'n lig wat 'n lig wys. En hierdie lig sit mens baie keer op jouself. En om te vertrou op God is om hierdie lig weg te vat van jou af. Weg te skuif van jou af. En dit na God toe te skyn. Dit is wat ons moet doen. Vertroue is om die lig van jouself af te haal en die lig op God te sit en op Jesus te sit. Nou hierdie lig, soos julle weet, ek hou van praktiese voorbeelde, en 'n lig maak lig en hy maak hitte. Nou ja, 'n bietjie in die hoenderbedryf, daai ligte is warm, jy het lig en hitte nodig vir 'n eiertjie om uit te broei. Sekere saadjies moet ontkiem onder sekere hitte en lig vir dit om te kan groei. 'n lig plaas iets op iets spesifieks. Julle almal weet dit, as jy jou ligte van jou kar aansit, dit skyn op iets spesifieks, dit skyn op die pad, sodat jy dit kan raak sien. Nou is dit nie baie keer so met wanneer ons hierdie lig op ons skyn, dat dit skyn die lig op ons probleme. En ons probleme word net al hoe groter. Dit word net al hoe groter vir onsself. Dit neem oor. Jy sit al jou aandag, jy sit al jou energie, sit jy op hierdie probleem. Jy bid vir hulp met jou probleem, maar jy voel die hemel is stil. En dit raak nie beter nie. Maar my vraag is, waarop sit jy die lig? Waarop skyn jy die lig? Jy vra vir die Here, maar wat gaan ek hier uitkry? En dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor God. Dit gaan oor dit wat jy nie vir jouself doen nie, maar dit wat jy vir God doen. Nou vertroue is om heeltemal oor te gee, om dit wat jy mee sukkel, heeltemal by God se voete te lê. Vertroue is gehoorsaamheid. Vertroue is gehoorsaamheid, daai ding wat jy weet jy moet doen, maar jy wil dit nie doen nie, dis wat jy moet doen. En vertroue is natuurlik om intense tyd saam met God te spandeer, intentionele tyd in sy woord te spandeer.
intentionele tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Ons almal beleef en ons almal het verskillende maniere hoe ons by God uitkom en hoe ons verhouding bou. Ek weet mense wat sing en worship, hulle kom by die Here uit deur sang, deur musiek, baie van ons ook deur musiek, of deur die Bybel, of deur 'n fliek wat jy kyk. Hoe ook al jy voel jy verhouding bou, kerk toe kom, Bybelstudie, moet jy doen. Want dan gaan jy leer hoe om God 100% te kan vertrou. Hoe verder weg mens beweeg van God af, hoe minder kan word daai vertroue. Dit is maar soos 'n huwelik ook. Ek bedoel, in 'n huwelik, hoe meer jy by mekaar is, hoe meer tyd jy by jou eggenoot is, hoe meer leer ken jy daai persoon. Hoe meer kan jy daai persoon vertrou. Vertroue is ook nie dat jy altyd die hero uit die storie uitloop nie. Maar vertroue is daai wat jy vir ander mense doen. Iets wat jy nou besluit wat so groot storie vir iemand anders kan beteken. Of so groot iets vir daai persoon of, soos ons gelees het, vir 'n hele volk kan beteken. Vertroue natuurlik is om jou hande bietjie meer oop te maak. Om jou hande oop te maak, ek sê baie keer om jou hande vuil te maak. Is om mense te dien, om uit te gaan en om jou hart en jou hande meer oop te maak. Nou, ek het 'n artikel gelees en ek kan met my eie lewe ook baie vereenselwig met dit, is met verslawing, is dat hierdie persoon het gegaan en was 'n verslaafde gewees en wou net nie meer so leef nie. Maar dit is so verskriklik moeilik om uit verslawing uit te kom, veral as jy baie diep in dit is. En hierdie persoon het die besluit geneem, okay, hier gaan ek nou. Ek het die besluit geneem, ek gaan dit nie meer doen nie, ek gaan nie meer dwelms gebruik nie. Maar wat gebeur wanneer jy daai besluit neem, is dat dan is dit juist wat jy actually wil doen. Dis is ook om minder suiker te eet. As jy besluit om dit te doen, dan soek jy elke liewe chocolate in die wêreld wat jy kan eet. En dit is wat met hom gebeur het. Met elke liewe krieseltjie binne in hom, wou hy net weer teruggaan na sy ou lewe toe. En hy gaan toe, en hy besluit toe, maar hy gaan mense begin help met dit waarmee hy sukkel. So, wat het hy gedoen? Hy het gegaan en hy het uitgegaan en hy het mense gaan besoek en hy het mense gaan help wat met dieselfde probleem as hy sit. Ja, julle, en dit kan enigiets wees. Dit hoef nie, dit is nou nie net verslawing nie. Dit kan, as jy sukkel met wellus, as jy sukkel met finansiële druk, as jy sukkel met iets en jy help juis mense wat met dieselfde ding as jy sukkel, om mense te gaan bedien en om mense te gaan dien. Dis ook waar jy vertroue opbou in God. Om te vra, maar wat kan jy meer doen om jou te help daarmee? En dit is om daai fokus wat jy altyd maar ek sukkel met hierdie, ek sukkel met daai, ek wil, nee, haal die fokus van jouself af en plaas die fokus op God. En dit is so, dat wanneer die lig nie meer op jou skyn nie, dan word jou probleme net al hoe kleiner. Jy sien jou probleme minder raak, en jy sien God se doel vir jou lewe in. En die lig was verseker ook nie op Noag gewees nie. Mense het hom gespot, en mense het vir hom uitgelag. Maar wat gebeur toe? Toe kom die vloed. En net uit Noag se vertroue uit, is daar weer nuwe lewe geskep, en nuwe lewe het ontstaan daaruit. Nog 'n voorbeeld natuurlik is Petrus wat op die see geloop het, wat op Jesus gefokus het, en toe hy die golwe en die wind sien, toe begin hy dadelik te sink. Sifra en Pua, wat voor hierdie groot koning gestaan het, en 'n besluit moes neem, en opgekyk het na God en geweet het, maar dis die regte ding om te doen. Ons is bereid om ons hele lewe te gee, ons is bereid om te sterf. En Jesus het hulle gered. En daar het 'n absolute groter storie
as wat hulle ooit sou kon dink, het uit dit uitgekom. Nou julle, dit is so dat, ja, ons eie ek, my eie ek, is baie keer in die pad van dit wat God in my en in ons lewens wil doen. En dan mis ons baie keer sy plan vir ons lewe. Want baie keer, ons wil die middelpunt van die storie wees, maar ons is nie die middelpunt nie. God moet altyd eerste wees. God moet altyd die middelpunt van jou storie wees. Want dan sal daar 'n baie groter storie kan afspeel, net deur om op hom te vertrou. Dit skakel die engine aan van 'n baie groter prentjie wat ons ooit kan indink. So my uitdaging en my uitdaging vir elkeen van julle is om daai eerste stap van absolute vertroue te neem en die fokus van jouself af te vat. Ek sluit vir ons af met Psalm 139 vers 23 tot 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Ja, om te gaan kyk. Maar wat is daar in my hart? Wat is daar in my hart wat my keer om volle vertroue in God te kan hê? Wat is daai ding? En julle, vir God is alles moontlik. Vir God is niks onmoontlik nie. Daai ding wat jy dink is te groot, dit is nie te groot vir hom nie. En waar jy kom op 'n punt waar jy vra, maar Here, wat kan ek hier uitkry? Vra eerder, maar Here, wat kan ek nog vir u doen? Amen. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ag Here, ons kom na u toe, Here, met oop harte, met oop hande. Vader, ons bid en ons vra dat u ons sal lei, dat u ons sal help om u ten volle te vertrou. Here, om u ten volle te vertrou in ons omstandighede. Here, al is dit finansiëel, huislike omstandighede, kinders, werk, dinge, Here, bid ons en ons vra dat u elke persoon hierso sal bewus maak van u teenwoordigheid. En dat u hulle sal help om net hulle hande op te lig, Here, om die fokus, om die lig van hulle af te vat en die lig op u te skyn. Dat u hulle sal deurgrond, Here, met u liefde, en dat hulle sterk sal word, dat hulle sal uitgaan in die wêreld daar buite, in hulle persoonlike lewe, werkslewe, gesinslewe, en net elke keer sal opkyk, Here, en die lig op u sal laat skyn, Here, sodat hulle in hulle wêrelde beter mense sal wees, Here, en volgens u wil en volgens u wees sal leef, Here, dat hulle die fokus op u woord sal sit en op u sal sit. Vader, dankie dat ons kan besef dat ons is afhanklik van u, dat ons kan nie sonder u nie, Here. Vader, dankie ook vir elke persoon wat hier sit, vir elke persoon se gawes, vir elke persoon se talente, se ywer, se moed, Here, dankie daarvoor. Wees met elkeen van ons ook in hierdie week wat nog kom, waar die skoolvakansie ook nog bietjie aan die gang is, Here, wees met ons, lei ons, help ons om dit te geniet, waar mense nog werk ook, wees by hulle met hulle werke ook. Vader, so baie dankie vir u liefde en u genade. Ons loof en prys u naam. Amen.